Dag mense, my naam is Bert Steenkamp en in hierdie video gaan ek 'n bietjie praat oor lead magnets. So ons het al 'n paar plekke het ek daaroor gepraat en dit genoem en so, maar ek het nog nie regtig bietjie in detail daaroor gesels nie. So dit is waaroor ek wil self. So as jy nie weet wat is 'n lead magnet nie en waaroor gaan dit nie en hoekom dit belangrik is vir jou nie, is hierdie video vir jou. So kom ons praat 'n bietjie daaroor. Okay, so 'n lead magnet is baie belangrik en ons gaan in hierdie video 'n bietjie daaroor gesels. Maar voordat ek begin, ek hou daarvan om al hierdie tips en tricks met julle te deel. So as jy nie wil uitmis op dit nie, onthou om te subscribe. Ek is nou nie seker in wat so hoek is dit nie. Ek het gesien as ek my kamera neem nie goed agterste voor, so ek neem aan dis die kant of dis die kant, ek is nie seker nie. Is daar 'n oranje blokkie waarop jy kan klik om te subscribe? En as jy wil, kan jy 'n comment los, 'n vraag vra en al daai soort van goed. Ek sal van hou as daar iets meer is wat jy wil weet, deel dit met my en dalk weet ek hoe om dit te beantwoord en dan kan ek vir julle 'n video maak. Alright. Maar kom ons begin oor lead magnets en hoekom dit belangrik is. Nou, soos wat ek verduidelik het al voorheen, is as jy dit nog nie kyk en dan kan jy net die opsomming van die webinar gaan kyk. Het ek verduidelik dat ons het 'n gewoonte om ons eie kontakbesonderhede en ons eie telefoonnommers op advertensies te sit en dan hoop ons die kliënte, potensiale kliënte gaan ons skakel. Alhoewel dit werk, is dit nie so effektief nie. En jy kry gewoonlik oproepe van mense wat eintlik nie jou kliënte wil wees nie, hulle wil eerder goed aan jou verkoop. Nou 'n lead magnet is 'n tool wat jy gebruik om dit anders om te doen, nee. So wat is 'n lead magnet? Dit is iets wat jy gratis weg kan gee. Dit is iets wat baie belangrik is vir jou gehoor. So die industrie waar jy in is, die tipe kliënte wat jy kry of jou droomkliënte wat jy het, dis 'n ding wat hulle baie graag wil hê. Jy moet mooi gaan sit en dink, wat is hierdie een ding wat hulle sal hulle linker klinker gee vir daai een ding. En dis die ding wat jy moet kry. En dan moet jy hom op 'n digitale formaat basies kan gratis weggee in ruil vir 'n e-mailadres of 'n telefoonnommer of iets in daai lyn. Okay, so met ander woorde, dit werk basies so. Hier's vir jou 'n gratis e-boek. Gee vir my jou e-mailadres en ek e-mail dit vir jou. En dan het jy daai persoon se e-mailadres en dan van daar af kan jy nou vir hom boodskappe stuur. So daar's baie maniere om lead magnets te skep en te ontwerp of te gebruik, of daar's baie verskillendes. Die volgende video gaan ek vir julle 'n paar idees gee vir lead magnets, maar hierdie ene gaan ons net een doeteenvoudige een gebruik wat ek noem 'n e-boek of 'n kontrolelys. Dalk 'n e-boek is dalk so 'n bietjie, want jy moet nou 'n boek gaan skryf, nee, basies. Jy kan dalk 'n goeie kontrolelys of 'n goeie kroeklys opstel. Wat dit basies is kom ons sê jy's in een of ander industrie en daar's 'n kort pad of daar's 'n checklist wat jy het wat baie werd is, of miskien 'n kontrak wat jy kan gratis weggee, iets wat 'n dokumentformaat is, nee. Nou, wat jy doen is jy vat daai dokument en dan gaan stoor jy hom in die cloud. So jy gaan stoor hom in Box. So wag, kom ek sit vir julle hierdie sagte waarie aan die kant op. So jy gaan stoor hom op Box of jy kan Dropbox gebruik. Of Google Drive of Adobe het ook 'n shared plek waar jy dit kan doen. En ek gaan Adobe gebruik vir hierdie voorbeeld. So wat jy doen is jy tik jou ding, kom ons sê jy's in die ek dink hier's 'n baie goeie voorbeeld. Kom ons sê jy's in die HR bedryf en jy help mense om hulle staf te manage en HR te doen. Een ding wat mense graag wil hê is hulle wil graag 'n huurkontrak. Nie 'n huurkontrak nie, hulle wil graag 'n employment kontrak kry, nee, daai contract of employment. So nou kan jy hierdie kontrak gratis weggee online maar hulle moet net hulle e-mailadres hê en dan kan dit kry. So wat jy doen is jy sit die kontrak op 'n Word dokument. Jy gaan stoor hom in die cloud en dan kry jy 'n link en daar's die link wat jy kan weggee. Alright. So kom ek gaan wys vir julle vinnig op my rekenaar hoe om dit te doen. En hopelik het ek nou 'n goeie voorbeeld hierso, maar daar's ander soort lead magnets ook. Daar's webinars, daar's gratis kursusse, daar's foto's wat jy kan weggee. Ek gaan dit in 'n ander video vir julle verduidelik. Maar ek wil net hê in hierdie video moet ons die konsep verstaan van wat 'n lead magnet is. Dat dit is 'n link waar mense goed kan download en is goed wat hulle graag wil hê en daarom is hulle bereid om hulle e-mailadres te gee sodat jy dit vir hulle kan stuur. Alright, so kom ons gaan na my rekenaar toe, dan wys ek julle net gou hoe eenvoudig is dit om 'n lead magnet op te stel. Alright.
Goed mense, so ek is nou binne in Canva, dit is maar wat die program wat ek gebruik. Jy kan in enigiets ingaan, jy kan in Word ingaan en nie die ding tik en jy weet ons hoe maak mense baie mooi bladsye of dokumente in Word. Ek hou daarvan om in Canva te doen, want dan kan ek 'n bietjie meer my eie ding doen. So hierso het ek ek sal sê hier is 'n kontrolelys, one-on-one chatbot kontrolelys. Dit is die lead magnet wat ek het en ek sê vir mense, hierso is my eie persoonlike kontrolelys wat ek gebruik om seker te maak ek mis nie iets as ek 'n chatbot opstel nie. Okay, so daar kan julle sien, hier het ek hom mooi opgestel met al die vragies en dan hierso is 'n paar goed wat jy moet aftik en ek het die hele dokument opgestel en dit het nou ruk gevat, so jy gaan nou moet wat se bedryf jy is, gaan jy nou moet seker maak dat jy stel nou iets in, jy gee inligting van waarde en jy tik dit in 'n dokument soos hierdie op Canva, nee. So as ek dit nou klaar gedoen het en ek is tevrede met my dokument, dan gaan ek net dood eenvoudig en ek download hom. Okay, dis wat jy moet doen in Canva, so jy moet dit download. Alright. Ek download hom as 'n PDF formaat. So as jy 'n dokument het, gaan save hom of gaan stoor hom as 'n PDF, nee. So dan het ek 'n PDF formaat hierso en ek sê download en daar is hy nou besig om te download. So terwyl hy download, moet jy nou gaan besluit op watse cloud gaan jy dit stoor. Gaan jy dit in Box of in Google Drive of waar gaan jy dit stoor? Maar kom ons kyk gou like my dokument. So hierso kan julle sien, dis hoe hy lyk as in 'n PDF formaat. Nee. So wat ek nou kan doen is, ek kan hom nou okay, so hier moet ek hom weer download, dan moet ek hom iewers gaan stoor. So kom ons gaan stoor hom sommer op my desktop. Okay, one-on-one chatbot kontrolelys, right, ek gaan hom daar stoor. Great stuff, so kom ons kyk as ek hom hier oopmaak, waar maak ek hom oop? Ja, dat is nou nie so, ek wil hom nie in die browser oopmaak nie. So ek gaan hier uitgaan, dan gaan ek in my file in, kom ons gaan na my desktop toe, hier lê hy bo, ons maak hom oop, alright, nou kan julle sien, hy is binne in PDF, okay, so as hy in PDF is, nou moet ek hom in die cloud gaan stoor, so ek gaan stoor hom in die cloud, ons kyk gou wat maak hy, saving Adobe, scan, okay, hulle doen nou al hierdie ou dingetjies, right, so kom ons gaan kyk hoe lyk dit in die cloud, ek klik op home, kan julle sien, hierso lê hy, alright, so nou klik ek op hom, en dan hier het ek 'n opsie wat ek kan sê ek wil hom share, kom ons kyk het gewaar sy, ja, hierso, so nou kan ek sê ek wil hierdie dokument wat ek nou opgelaai het share, so ek klik share, goed, en dan sê hulle vir my, ek kan 'n link kry, goed, so ek sê klik, create 'n link, en hierdie is basies die ding wat jy soek op die ouene, so hierdie link wat julle hier sien, dit is jou lead magnet, so as 'n ou nou sy e-mailadres vir jou gegee het, dan gaan jy vir hom die link gee waarop hy kan klik om hierdie dokument af te laai, nee, dis so 'n transaksie digitaal werk, is dit nie? Alright, so nou kom ons kopie die link, ons klik daar op copy, sien julle hierso, hy sê link copy, so nou gaan ek hierdie toemaak. Gaan terug na my browser toe, ek maak my browser oop, sien julle hier ek net by doodnormale Google, en nou gaan ek en ek paste daai link wat ek gekopie het hierso, en daar sê, as ek op hom klik, wat gebeur dan? Dan maak my dokument oop, en daar kan die mense na my dokument kry. Right, so, as jy nou hierdie lead magnet wil weggee, dan het jy 'n landing page nodig, so in my volgende video's gaan ek jou verduidelik oor 'n landing page, maar ek het gedink die video hierna wil ek net bietjie meer praat oor wat se tipe lead magnets daar is. En dan gaan ek julle verduidelik van 'n landing page. So moenie oorweldig voel nie, byt net vas. Ek gaan dit vir julle, my doelwit is om dit vir julle so eenvoudig as moontlik te verduidelik en julle te help soveel as wat ek kan. Ja, so dit is dit vir vandag se video. Die volgende video wys ek vir julle die verskillende maniere, miskien so 5 verskillende maniere om 'n lead magnet te skep, en dan gaan ek vir julle wys hoe om 'n landing page op te stel. Alright, so
Onthou, as julle nie hierdie video's wil mis nie, onthou om te subscribe, klik op hierdie oranje knoppie in die hoekie en teken aan of los 'n comment, vra my 'n vraag, enigiets wat op jou hart is, tik dit daar neer en ja, sien ek julle in die volgende video ons. Cheers.